Ek is eerlik. Die mense wat Mandela aan as a legend aanskou, to be honest with you, en my oor is hy 'n flippin poepo, want hy het alles kom verander. Die waardes het hy gevat en het hom by die agterdeur uitgegooi. Ek kyk selfs die winkels wat ons ook hier het. Nie een kleerling winkel meer in hierdie gemeenskapie. Bierwinkel. Met ander woorde is net Pakistanis, Somaliërs. Daar is mense wat slaap in die winkels in. Hulle staan soggens op, hulle maak hulle winkels oop. En hulle doen dit as met 'n stank in die winkels in. Die lekkerste, die chips, dit is alles fake. Jy weet, hulle, die moment jy die winkel instap, dan kwalifiseer hulle maar as 'n dief. Hulle sien jou as 'n ware kommentief aan. En alle oë op jou gerig, dit wanneer jy in die winkel stap. Jy het nie vryheid in jou eie plek, jy het nie vryheid in die winkel nie. Maar dit wat nou in heilige in ons dorp gebeur. Ons vryheid is onneem. As gevolg van die swart mense wat hier bly. Jy kry nie 'n breinmens in hulle gebied waar hulle kan gaan werk. Hulle soek nie kleerlinge daar nie. Maar hier in ons gebied kan hulle kom bly, hulle kan werk kry. Oral waar ons gaan, dan sit ons met die probleem. So my ding is dit, ons as gemeenskap, en moet die mense pleidooi doen op die gemeenskap, ons klaar, ons kerm, maar ons kom hier as een saam, en staan saam en maak 'n besluit hier. So as ons as gemeenskap saam staan, dan sal ons soveel reg kry. Ons kan hierdie mense uitdryf, ons kan weer ons plek terugkry. Jy sien meer bytjies, jy sien meer skoenlappers, hier is zero zilts, niks op hierdie gemeenskap. Saron was eens 'n mooi dorp, maar hy is nou down to the ground. Hy's af met die gatte, sal ek sê. Jou vryheid is onneem. Jy het nie meer die reg om in die aande te stap waar jy wil wees nie. Jy moet vrees vir jou lewe. Jy het die, kyk, by die winkels byvoorbeeld, by Cyril. Wat 'n voorbeeld is die mense vir ons kinders. Hulle drink op die winkels, drink hulle oop biere. Hulle staan in die pad, drink oop biere. Nou die kinders sien die dinge. En die toilet gebruik. Toilet gebruik, is dieselfde, hulle pis net daar oor. Dit stink. Daai wat hulle daar sit, hy is eintlik die Drakensberg. Kyk, daai mense werk daar so. Maar daar is mense wat dag vir dag daar sit, daai swart mense sit en drink. Selfs van ons kleerlinge sit ook daar sit en drink. Met ander woorde, ons kinders sien hierdie dinge en hulle vat dit so, dit is reg. Ons kan ook drink op die veld. Ons kan ook drink op die winkelstoep. En dit is waar die kinders se waardes val. Van hulle terselfde is hier 'n voorbeeld vir ons kinders hier. Maar ek wonder nou, dink jy nie, dis 'n geval van, julle kan dit doen. Ons kan dit doen. So ons kan dit ook doen. So Exactly. julle sit 'n syp in die publiek. So ons kan dit Ons doen. kan dit ook doen. Ek weet nie of dit so is nie, maar vir my is dit, en as jy kyk na die kliniek. Ja, ek gaan net daaroor Jy gaan, dan gaan haal jy jou pille op jou datum. Dan kom jy daar, maar daar is die pille nie. Is hy? Ek gee jou 'n datum volgende maand. Volgende maand moet jy maar bly wees, jy kry al jou pille, jy kry daar net die helfte. Exactly. Want die dorp is te oorvol. Hy is te oorvol. Die kliniek kan nie vir almal. Hy kan nie almal kan akkommodeer Hy nie. kan nie. Selfs ons water toevoer ook hiernatoe. Destyds kon ons genoeg water gehad het, ons water was sterk. Maar nowadays, as jy jou kraan opdraai, dan is dit druppeltjies water wat uitkom. Want dit is oorvolk. Ons, ek kyk selfs die winkels wat ons ook hier het. Nie een kleerling winkel meer in hierdie gemeenskap nie. Julian is sy winkel vir hier.
Tommy, bierwinkel. Met ander woorde is net Pakistanis, Somaliërs. Daar is mense wat slaap in die winkels in. Hulle staan soggens op, hulle maak hulle winkels oop. En hulle doen dit als met 'n stank wat in die winkels in. Die lekkerste, die chips, dit is alles fake. Ons as mens sien dit. Dis hoekom ek sê, ons as gemeenskap, ons kan hierdie mense uitroei. Ons kan weer ons eie winkels. Ons kry nie meer Suid-Afrikaanse produkte in by ons winkels nie. Ons sien nie meer ordentlike kook nie. Hulle maak hulle eie kook, hulle maak hulle eie chips, hulle maak hulle eie noedels, hulle maak hulle flippen. Alles. Hier is niks wat Suid-Afrikaanse produkte by jou sien. Jy koop 'n brood en dan hoe lyk daai brood? Oor 'n halfuur is hy brood kliphard. Dis daai vars brood. Dit is nie vars brood nie. Jy koop koeldrank by hulle. Jy mag goeie glas hê. Jy kom hier net toe, dan is daar nie gas nie. Wat 'n gemors is dit wat hulle nie. En ons mense hardop agter die cheap goedjies aan. Maar ongelukkig raak die mense siek daarvan. Dit is nie gesond vir die kinders en vir die mens nie. Die winkel hier bo, daar wat Cyril ook uit vir hier. Ek het nou een slag gehad, goeders koop daar. Jy weet, hulle, die moment jy die winkel instap, dan kwalifiseer hulle ons maar as 'n dief. Hulle sien jou as 'n ware kommentief aan. En alle oos op jou gerig, dit wanneer jy in die winkel stap. Jy het nie vryheid in jou eie plek, jy het nie vryheid in die winkel nie. So nou, hoekom moet ons, ek sê weer, hoekom moet ons gemeenskap vir hulle ondersteun? Ek sal eerder gaan verder afstap om 'n breinwinkel te gaan soek wat iets ordentliks aan die mense verkoop. En soos ek sê man, op die huidige oomblik is hierdie gemeenskap van ons, hy's verval. Daar is nie meer die waardes wat ons heg aan mekaar. Daar is nie meer die goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand nie. Daar is nie meer die opvoeding van sy wat 'n groot man is en sy wat 'n kind is, jy gaan toe opstaan en jou sit ken nie. Want jy kan nie waag om vir daai kind te sê, jy kan nie hier in die pad staan en rook nie. Want jy, wat dit sê, die kind gaat draai om en gaat sê vir sy ma, pa, die ma en die pa kom, hulle kom sê vir jou. En sy het geen reg om met my kind te kom aanspreek. Ek is sy pa en sy ma, maar waar is die respek dan op die pad? Want jou respek begin by jou huis en nie op die pad nie. Dus kom ek sê, kom ek is net eerlik, ek is dik van Saron se gemeenskap, waarin ek sien in wat se omstandighede ons lewe, en ons as gemeenskap kan 'n verskil maak, en ons kan 'n hengse verskil maak, so saam staan, en ons gryp hierdie probleem by die strot. Gaan nie hier oor die DA, oor die PA, oor die zero results, net die gemeenskap staan saam, en ons roei hierdie onkruid uit, dat is al, simpel soos die. Baie dankie. Grootman, as ek mag vra, waar dink jy Grootman het die man, hy values verloor man? Verstaan, hy as dit kom by respek vir groot mense en hy, verstaan, waar hy... Kom ek is gou eerlik, waar het ons values verloor? To be honest, voor 94, 93, toen was daar nog waarde, daar was values, daar was je opstaan en je sit, het ons gekend. Maar 1994 het alles veranderd. Toen was ons vrygemaak. Maar ongelukkig was ons vrygemaak, maar jy kan nie meer jou kind in die huis slaan nie. Jy kan nie meer jou kind op die skool slaan nie. Jy kan nie meer godsdienst op die skool nie. Met ander woorde, die ANC het ingekom tot binne in jou slaapkamer, tot binne in jou huis, tot binne in jou skool. En dit is waar alles
platgeval het. Ek is eerlik. Die mense wat Mandela aan as a legend aanskou, to be honest with you, in my oë is hy 'n flippin poepo, want hy het alles kom verander. Die waardes het hy gevat en het hom by die agterdeur uitgegooi. En ongelukkig het die duiwel ingestap. Hoekom is vandag se kinders so? Die laat is weggeneem van die skool af. Die laat is weggeneem met die huis uit. En dis hoekom die kind vandag, hy kan maak wat hy wil, hy kan opstaan met sy pa en ma. Hy kan sê net wat hy wil. Hy kan roek, hy kan loop met kuste. Voor 94. Voor 94. Toe 'n kind sy opstaan en sy sit geken. 'n kind het sy opstaan en sy sit geken. Hy het geweet wat is reg. 1994, toe het die kinders nie meer geweet wat is reg en verkeerd nie. Want die ANC het hulle als toegelaat om te doen. As jy dink, ons lewe in vryheid, to be honest, ons is nie vry nie. Ons is van niks vry nie. Met ander woorde, ons is nou eers onder verdrukking. Dis hoekom die mensdom daarmee heen gegaan het. Dis hoekom en waarom die mensdom daarmee heen gegaan het. Die waardes, values, alles. Ek is eerlik, alles. Het daarmee pad afgegaan. Want as hy nie dit van die skool afgeneem het en tot in jou huis geregeer het, sal het soveel beter gewees het. As die doodstraf nog in hange gewees het, sou daar nie soveel moorde uitgegaan het. Kyk nou hier so Sharon nou. In 'n bestek van 'n maand 3-4 moorde uitgegaan. In 'n maand. In 'n maand. Jong laities. Met ander woorde, Jong, wat is jou ouderdom? 18. Ja, In was 'n matrikulant. Ja, matrikulant. Moet nog matriek skryf. Ja. En soos ek sê, kom ek is gou eerlik. Om onder apartheid te kon gewees het was beter vir ons. Want ons kon gelewe het, ons kon enige tyd na werk gestap het. Ons kon enige tyd van werk verander het. Ja, verstaan? Ons het geweet van jy moet bang wees om te steel, jy moet bang wees om moeilikheid te maak. Nou nie meer nie. Daar is nie meer wet en orde aan die dag nie. Daar is niks. Ek is jammer. As daar enige wet en orde in hierdie land moes gewees het, dan sou dinge nie so gewees het nie, maar is nie wette nie. Kyk in Atlantis. Nou, laas week, 4 mense doodgeskiet. Bissa blywe 7 mense doodgeskiet. 2023 November maand, toe skiet hulle my 15-jarige seun. Verlam, hy's in 'n reistoer. Hoeveel bullets in sy lyf? Waarvan een nog in sy lyf sit. Met ander woorde, daar is nie wette in hierdie land van ons nie. As hier enige wette moes gewees het, dan sou dit soveel beter gewees het, maar ek is jammer. Die ANC het alles kom op. Fuck. And that's it. Nou as 'n man kyk na die DA, die groot man, dit kom by die management van die municipalities en resources. En as dit kom by die safety and security, verstaan? Ja. Soos my mense sal ook gesê het, Sidings apart, het was 'n bitter. Het was bitter. Maar as 'n man ook nou kyk, as jy al vir die safety hulle op miljoene rand het hulle dit ingestoot vir safety and security. Maar nou waartoe gaan die geld? Waartoe gaan dit so as 'n man so kyk as die ANC, die DA, hulle is dieselfde voel, hulle is net 2 different vlerke. Om eerlik te wees. Verstaan, as dit kom by die kleerling man onder druk. Om eerlik te wees, ek het gesien wat die lille gedoen het in Mitchellsplein. Ek het vir 5 jaar gebly in Rocklands. Was omtrent elke dag in die promenade. En ek het gesien waarvoor hulle beklei, die kos waarvoor hulle beklei.
was nie vir 'n posisie vir die parlement nie. Hulle het gebeklei vir hulle mense. Hulle mense, die DA, ANC, to be honest, PAC, Kaitan McKenzie, ek is eerlik. Hy sê, wat? Hy sê pas, ek ken nie die president nie, ek stel nie belang nie. Maar Maposa ja, is sy baas. Maar hy het gebeklei ook hier buite vir ons, vir op Pieter lewe. Maar tussen hakies, hy's 'n verraaier. Ja, verstaan? Want julle sien, julle het gebeklei vir 'n goeie doel en ek haal my hoed af vir julle. Maar soos ek is maar net eerlik. Beklei Mense is bang vir change. En Ja. ongelukkig moet daar gechange word. Ja, moet gechange en die word. mense kan die change bring. Hulle net julle kan. So ons moet net ons mindset verander en aanvaar dat dinge gaan verander. Maar ons wil die change sien. Ja, sê. Daar's 'n stelling wat meneer nou gemaak het om te sê dat daar's 'n tipe lawlessness wat nou geervaar word in die community. Ja, ek is nou. En met dit, as 'n man met die naam van Jacques Fresco, hy sê dat 'n mens reageer as gevolg van wat jou environment by jou is. So as meneer nou sê dat dinge het verander, dan kan het wees dat omdat die environment verander het, dat is wat ook gemaak het dat daar 'n tipe lawlessness nou is. Mense is nie bang om mense dood te maak nie. Kinders is nie bang om beskof te wees nie. Ja. So wat is u se denke rondom daai? En nou, ek is eerlik. Ons kyk elke oggend wakker en ons sien die blou lig, voeltjies, alles. Die diere is almal dieselfde, maar ons as mens het verander. En omdat dit verander het, het ons as mens gesien, daar is nie lawlessness in die plek. Daar is nie. Want die tyd toe lawlessness geregeer het, toe was dit regverdig. Maar na 1994, dus law ook daarmee nie. Ja, sê, dankie meester.